Hallo, welkom by Dis 'n manne ding. Dis 'n voorreg vir Dis 'n manne ding om te gesels met manne rondom die manne ding van getuig van Jesus Christus. Rondom die manne ding om te vertel dat Jesus Christus die antwoord is. En daar's soveel manne wat bang is om daaroor te praat en ek het 'n man opgespoor wat gesê het, "Maar ek wil daaroor praat. Ek wil asseblief praat oor Dis 'n manne ding." En vanmôre het ek 'n spesiale gas, 'n jong man wat ek baie like. Ek wil so gewaagd wees om te vertel dat ek is lief vir hom want hierdie is 'n eyster, hierdie is 'n jong man wat skrik vir niks. Maar ek gaan nie dit vir jou vertel nie. Ek gaan toelaat dat hy dit vir jou vertel, maar voor ons begin met hierdie storie vertel, dames en here, laat my toe om aan julle voor te stel Andrei Smit. Andrei, sê hallo. Ja, Jessie, Dani, baie dankie vir die geleentheid. Ek is opgewonde oor hierdie reeks, dis 'n manne ding. En ja, is lekker om te gesels oor Jesus. So kom ons doen dit. Cool. Ek wou nou nie gehad het almal moet hoor hy noem my oom nie, maar okay. Dis nou uit. So hy is meer as 10 jaar jonger as ek, maar nie so baie nie. Andrei, dis so voorreg om jou hier te hê en 'n jong man hier te hê want al die ander ouens is nou lang dik in die baard en dis 'n voorreg om jou saam met ons te hê. En voor ons begin, vertel ons net so een en ander van wie is Andrei Smit nou eintlik? Vertel ons net, laat ons net weet. Ek meen daar's mense wat jou nie, ek weet almal in die land ken jou al omtrent, maar daar is tog dalk iemand wat hierdie ding raak kyk wat jy nie ken nie. Vertel ons wie's Andrei Smit? Ja, Jessie, Andrei Smit is maar 'n laaitjie wat hier van Grootbrak, Glentana afkom. Ek het hier groot geword op 'n plaaskooltjie en dis maar eintlik wie ek was my hele lewe lank en ja, so het my journey begin en ek gaan nie nou in daai in gesels nie, ons kan later oor dit gesels, maar ek is tans by Ek's derde, ons ou man en vroue kampe. Yes, ek geniet dit baie, ek's nou al wat amper 8 jaar by Ek's derde. Ek het so 'n jaar terug het ek my eie besigheid begin. Ek verkoop karradio's, maar as 'n getuienis op sy eie wat ons kan vertel oor wat Jesus gedoen het oor dit. Maar ja, so dit is wat ek doen. Ek is nou lekker getroud. 13 Januarie het ek getrou met Bridget Smit. So dis my vrou en ons bly nou tans hier in Grootbrak. En ja, die hart is regtig net koninkryk, koninkryk en koninkryk. Cool man, dankie Andrei. Ja, ek moes hom wegskuur uit sy honeymoon uit om hom te kry om met ons te kom praat want hy was mos so vir die eerste paar jaar op honeymoon. So ja Andrei, ons is opgewonde, dit was vir my lekker toe ek hoor jy het 'n girl gekry en ek sien hoe dit gegroei en toe jy ons vertel jy gaan trou en dis so amazing. Maar Andrei, in jou storie is daar 'n dag wat gebeur het wat jou hele lewe verander het. Jy het iets oorgekom, jy het jou hart vir die Here gegee, maar daar het iets aanleiding gegee daartoe. Vertel ons, wat het aanleiding toe gegee vir Andrei Smit om by die Here uit te kom, sodat ander mense dit kan hoor en kan sien, maar hulle het ook net 'n storie, en deel met ons jou storie. Ja, yes, hulle spot altyd met my en sê ek is nog altyd so 'n netjiese ou gewees. Maar van 'n klein ouderdom af het ek het Christelik groot geword en ek het altyd gesê, ek het al soveel keer my hart vir die Here gegee. Ek spot nou nog daar. Ek bedoel, jy gee soveel keer die hart vir die Here as 'n kind of whoever jy is. Maar dit voel nog steeds, jou hart is nog steeds daar. Jy voel nie of jy nou iets anders het nou gebeur of wat nie. Maar ek onthou iets wat gebeur het wat die draai begin het is my ouers het geskei op einde graad 8 en dit het veroorsaak dat ek kon net nie meer deel met al daai seer en al daai goeters nie. En toe het dit veroorsaak dat ek my hart vir die Here gegee het. Ek onthou daar was hierso by Glentana Desember so hulle noem dit 'n stranddienspan en daar was 'n groep gewees en ek praat met die een ou, ek dink sy naam was nog Armand. Ek sê vir hom, hoor hierso, ek het al soveel keer my hart vir die Here gegee, maar soos dit voel nog, hoe weet ek? En hy lees daarso en hy sê en hy lees daai versie wat sê as bely met die mond en hy lees daai hele versie en ek is soos okay, maar as ek dit doen dan het ek mos maar vir die Here gegee. Hy sê ja. En ek gee daai dag maar vir die Here en van toe af het dit begin. En net gou vinnig terwyl ek nou gesels oor dit. Mense het so 'n persepsie van God, laat God slegte goed met ons gebeur. En daai is een van my grootste getuienisse van God laat nie slegte goed met ons gebeur nie. Ons as mens jaag nonsens aan. Ek bedoel, ons maak ons eie keuses en dit het effek op ander mense se lewens. Byvoorbeeld nou, my pa het goeders gedoen wat 'n effek op my lewe gehad het, wat seer was. En as gevolg van daai, het ek my hart vir Jesus gegee. Nou mense kan maklik sê, ja, die Here het nou laat dit gebeur, laat ek nou by hom uitkom, maar dit is nie so nie. Ek glo regtig wat die Bybel sê is
God laat alles teen goeie meewerk vir die wat hom lief het. En God het daai sleg gevat en hy het dit goed gemaak. Hy het nie die sleg laat gebeur nie, maar hy het daai sleg gevat en hy het dit goed gemaak. Ja. Ja, dis hoe ek jou ken, Andre. Jy kan nie help nie. Jy moet altyd so 'n stukkie preek inbou, stukkie waarheid van die woord inbou en dit is so besonder. Dankie daarvoor. Verhouding met Jesus, vertel vir ons van Andre se verhouding met Jesus. Hoe hierdie verhouding met Jesus, jy het jou hart vir Here gegee, maar dit het tot gevolg dan 'n verandering in jou lewe, maar dit skep verhouding met Jesus. Vertel ons meer daarvan. Ja, so net, dit was seker 'n maand nadat ek my hart vir Jesus gegee het. Ek onthou dit was nog by die strand, die derde bankie van links af. Maar toe kom 'n onderwyser na ons skool toe en ek was in 'n privaat skool in George. En hier begin hy te gesels van jy kan 'n verhouding met Jesus hê. En ek is soos Jesusie. Ek het nie geweet ek kan 'n verhouding met hom hê nie, want ek bedoel ek nou net my hart vir hom gegee het en die agtergrond wat ek het, weet ek nie dat ek met hom ek weet jy kan bid en jy kan hom goed vra, maar ek nie geweet ek kan met hom gesels wat ek en oom nou gesels nie. En hier kom 'n onderwyser en hy begin toe vir my vertel en hy begin vir ons te sê van jy kan 'n verhouding met hom hê en dit is waar dit begin het. Ek onthou ek vra vir hom nou hoe doen jy dit en hy sê nee, dit is soos wat jy met 'n vriend gesels. En ek is soos Jesusie, wat maak ek, hoe gesels ek met my vriende? En kyk, ek is 'n grapperige ou. Ek het die domste grappe op die aarde. Dit is vir my vrek snaaks, maar ek sal altyd grappies vertel of 'n grap maak of so. En ek onthou toe my verhouding met God begin het, dan sal ek op my bed sit. Nou eerstens jy weet nie wat aangaan, jy weet nie dit is vir jou baie weird want broer, jy kan hom nou nie sien nie, verstaan? Ek is nou realisties. Nou sit ek daar op my bed, nou sê ek soos, "Joh, hoe doen mense nou hierdie?" En ek het begin om vir die Here grappe te vertel. Dan sit ek op my bed. Ek weet dit is baie weird, maar dit is hoe ernstig ek dit opgevat het, hoe reël ek dit gemaak en dan sit ek daar en vertel ek vir hom grappe en nou dink ek, okay, wat vertel ek nog vir vriende? Okay, ek vertel hoe my dag was. Nou sit ek daar op my bed, dan vertel ek vir die Here nou hoe my dag was en dan sal ek besef, maar God weet klaar alles, hoekom vertel ek vir hom hoe my dag was? En ek onthou dit soos gister, ek sit daar op my bed en ek dink daai en ek ervaar net hoe goed God vir my sê, Andre, ek worry nie waaroor ons gesels nie. Al weet ek alles, ek wil net met jou tyd spandeer. En dit is regtig waar my journey begin het met die Here. Is daai op my bed waar ek vir hom grappe vertel. Ja, wat 'n getuienis, wat 'n voorreg dat jy dit met ons deel. En daar's soveel manne en vroue wat presies daai vraag het en ek seker daar's manne en vroue met wie jou antwoord nou geresoneer het en wat vanaand saam met die Here op die bed gaan sit en hom net iets gaan vertel wat vandag gebeur het en dalk is dit 'n grappie. Maar dis so as jy ken Andre, maar jy's ernstig met die Here en jy het matriek geskryf soos jy vir ons gesê het, so jy het ons daarom vertel dat jy matriek het, maar jy uit matriek het jy onmiddellik by X3 begin en dis nou al 8 jaar lank, wel amper 8 jaar wat jy by X3 is, 8 jaar reeds wat jy X3 is, of amper maak jy saak, maar jy is 8 jaar by X3 direk uit matriek uit. Nou wat maak dit dat 'n ou uit matriek uit by 'n plek begin leer, dis waar jy nou jou leerskool het en na 8 jaar 'n jong man nog steeds by X3, vertel vir ons bietjie meer daarvan. Jo, ek weet nie hoe baie tyd ons het nie, maar ek sal nou nie te lank gehad nie. As 'n jong seun was dit moeilik geweest want ek was in 'n privaat skool waar daar nie 'n fisiese onderwyser was nie. En jy kry boeke en jy werk op jou eie pas. Nou as gevolg van my ouers wat geskei het ek om my emosies mee te deel, het ek in my skoolwerk ingegaan. En so het ek op 'n punt gekom waar ek soos 2,5 jaar in 1 jaar gedoen het, wat ek moes half stadiger gaan oor dit. Nou, ek weet, oom is nou al so 'n paar jaar ouer as ek, so ek weet nie of oom kan onthou van hierdie vrae nie. Maar ek onthou hoe erg dit vir my was, die heeltyd konstant, oral waar jy kom, elke gesprek wat jy het, vra die mense vir jou, veral ouer mense vra vir jou, ja seun, wat gaan jy doen as jy klaar is met skool? Wat gaan jy doen as jy klaar is met skool? En dit is iets wat my nogal, dit is iets wat my gepla het, want op daai stadium het ek nie geweet nie. En ek het gehou van, ek het nogal gehou van somme en sulke goeters. Ag, en lank storie kort, en dit is nou terwyl ek nou my journey met die Here begin het,
dan sal ek vir die Here vra oor iets, of ek dit kan gaan doen, en dan ervaar ek net hoe hy vir my sê, nee, dit is nie wat hy wil hê ek moet doen nie. En ek onthou op 'n dag, ek het altyd skoolvakansies, ek is op 'n plaas groot geword, ek het altyd skoolvakansies by my pelle op die plaas gebly, en ek onthou die een dag, gaan ek kamer toe, en ek sit op die bed, en ek vra vir die Here, Here, kan ek saam met my pel gaan boer oor see? En ek onthou, soos gister daai dag, sit ek daar, en ek ervaar wie hy sê nee, en ek kon net nie met al die emosies nie, en ek onthou, ek begin net in trane uit te bars, en ek sê vir die Here, nou wat dan? En my ouers het ons groot gemaak dat waar ook al jy werk, daar bedien jy. So ek het nie groot geword met die opsie van jy kan bedien letterlik om vir mense te vertel van Jesus nie. Want ek weet, my pa het veral in sy verlede, ken hy mense wat dit misbruik en net by die huis sit en sy familie ly daaronder, want daar's nie finansies of niks nie, omdat hy nou in bediening is. En ek onthou ek sit op my bed en ek sê vir die Here, nou wat dan? En ek maak my oë toe en die Here sê vir my, maar dink net wat wil jy doen? En toe ek so my oë toe maak, sien ek net so 'n prentjie, 'n visioen wat in my kop speel, waar ek voor mense staan en ek vertel hulle van 'n verhouding met Jesus. Jesus, maar ek begin te huil en ek sê, Here, ek nie eens geweet dis 'n opsie nie. En dis waar dit op begin het, maar daai aand kom my ma by die huis aan en sy sê vir my, hoorie so, wil jy nie saam met my na 'n selgroep toe gaan nie, want sy was nog nooit daar nie, sy wil nie alleen gaan nie, en ek sê, ja nee, ek sal gaan. Toe ons daar aankom, toe kom die een man na my toe, hy vra vir my, hoorie so, kan hy gou met my iets deel? En hy deel met my presies, hy wys die Here vir hom presies wat ek in daai visioen gesien het, sê hy vir my. En toe weet ek, dit is dit, bediening is die toekoms. En hoekom na alle jare is ek nog steeds by Eksterne? Ek weet ek spring nou so 'n bietjie rond, maar hoekom is ek nog steeds by Eksterne? Vir my is dit maklik. Mense het soveel, kom, as ons nou dit prakties maak, as God wil hê ek moet iets doen, ek glo nie hy gaan met my game speel of iets nie, hy gaan vir my dit sê. En die Here het vir my gesê, ek moet by Eksterne wees, 8 jaar terug. Nou, vir my is dit maklik, ek het al soveel mense gehad, wat wil hê ek moet by hulle kerk om vir hulle werk, of ek moet daar kom bedien, en ek bedoel salarisse wat goed is, maar die Here het vir my gesê ek moet by Eksterne wees 8 jaar terug, so dis vir my maklik, tot ek nie weet, die Here sê vir my ek moet iets anders doen nie, doen ek dit nie, dis so maklik soos dit, al is finansies beter, al is wat ook al beter, maar tot dan doen ek wat ek doen, en dit is bedien by Eksterne. Ek hoop daai maak sin, maar mense probeer dit so moeilik maak, en ek glo regtig nie God sal met ons games, hy sal vir ons sê as ons iets moet doen. Ja, dis so awesome om te weet wat jy moet doen, want jy weet dis wat die Here vir jou gesê het om te doen, en daarom doen jy dit, want dis wat dit maklik maak, né, Andrei? Dan, Ja. kom ons gaan praat oor genade, want ek en jy, ons het baie genade, dis kom ons hier is, en jy het gesê, toe ons met mekaar gesels voor die tyd, jy wil 'n bietjie gesels oor genade, want genade is nie so maklik nie, veral genade vir ander mense. Praat met ons, wat maak genade vir ander mense? Vir 'n jong man soos jy, wat maak dit maklik of makliker om genade te hê vir ander mense? Sure. Ja, dit is nogal iets wat ek nogal meer gestruggle het, as ek nou die Engelse woord kan gebruik, omdat ek was nog my hele lewe lank 'n reg of 'n verkeerd ou. So as iemand iets doen wat nie reg is nie, dan is dit nou, ek is sommer ontstel heeltemal. En die Here het met my 'n baie mooi pad gestap. En dit is so amazing hoe die Here elke liewe ou, hy weet presies hoe jy werk, en hy het soveel geduld met jou en genade. Nou, vir my genade en vergifnis hardloop hand in hand. En ons het so baie verskillende persepsies, en dit is verstaanbaar, want ek bedoel almal het verskillende agtergronde. Maar as ek dit nou kan kortknip en regtig kan sê wat dit vir my die maklikste maak oor genade is, eerstens die feit dat ons verdien absoluut niks nie. Kyk, as jy nou nie Jesus in die prentjie bring nie, en jy is net 'n ou op die aarde, dan kan jy nou voel, ja, jy werk nou verdien, jy werk nou vir daai, maar hier waar Andrei nou sit, hier waar ek nou sit, weet ek vir 'n feit, alles wat ek het, is as gevolg van Jesus. Want daar is soveel getuienisse en goeders wat ek kan net vir God al die eer gee. Nou, as ek kom by genade,
Alles is net as gevolg van genade en wat Jesus vir my aan die kruis gedoen het, wat maak dat ek nou in verhouding met hom kan staan, want niemand van ons mag of kan eintlik, as mens nou gaan kyk hoe dit in die Ou Testament was, is eintlik supposed om 'n verhouding met hom kan hê nie, oor al daai wette en die reëls wat hulle gehad het, en hier kom Jesus, boom, en hy kom swaar daai uit, en nou kan ons in verhouding met hom staan, en hy het ten volle vir alles gesterf, al daai genade. Nou, ek het besef, hoe kan ek nie genade teenoor ander mense toon? Ek byvoorbeeld nou, sien maar ek noem 'n random naam, Petrus daar op die straat, as hy nou iets doen wat nie reg is nie. Hoe kan ek hom judge of nie genade teen hom toon as Jesus vir hom genade het nie? Ek bedoel, dan werk ek nou mos teen Jesus, wat nie vir my sin maak nie. Nou daai is een aspek van dit. En die ander ding wat vir my regtig, dit is die ding wat vir my die maklikste maak, en dit is byvoorbeeld, ek het groot geword met 'n sekere blootstelling. So daai blootstelling maak dat ek op 'n sekere manier optree. Daai blootstelling maak dat ek foute maak as gevolg van daai blootstelling. So net so het oom het nou nie baie foute nie, maar net so is daar issues by oom ook as gevolg van oom se blootstelling. So wat dit vir my makliker maak, soos byvoorbeeld my pa het op 'n sekere manier groot geword, en as gevolg van daai manier het ek seer gekry. En so ek het genade met hoe hy is, omdat ek weet dis hoe hy groot geword het, en dit is nou maar die beste in sy vermoë hoe hy goeders hanteer, as daai sin maak. So dit is maar hoe dit vir my makliker is om genade te toon. Eerstens, want Jesus toon vir my genade, en tweedens, almal het verskillende blootstellings waardeur hulle uitgaan. En om hulle te kruisig vir dit, gaan hulle nie help nie. Al wat help is liefde. Sjoe, ja, dis vir so 'n jong man is jy vol van die wysheid, en ja, ek kan met jou resoneer, ek het ook issues. Ek's nog in hierdie pad, ek is nog besig op hierdie pad, ek het nog nie arrive nie, en ek weet ons gaan arrive wanneer Jesus kom en ons haal, en ons sien uit daarna, maar in hierdie tyd moet ons 'n verskil maak, en ons moet 'n verskil maak in mense om ons se lewens, en ons noem daai werkverskil, daai besig om in mense in te bou, noem ons disippelskap, en ek weet, disippelskap is vir jou belangrik, dis kom jy by X3 is, want jy is besig om mense te disipel en mense die woord te gee en die waarheid onverdeeld, die waarheid vir hulle met hulle te deel. Deel met ons so 'n bietjie oor jou idee oor disippelskap. Wat dink jy is belangrik? Wat sou jy sê rondom disippelskap? Wat is dit wat jy kan uitleef? Wat is dit wat jy met ons wil gesels rondom disippelskap? As ons dan nou sê, dis 'n manne ding om 'n disipel van Jesus te maak, om 'n disipel te wees. Vertel vir ons 'n bietjie daarvan. Yes, so disippelskap vir my, mense kan seker so lank gesels oor dit en verskillende opinies gee oor disippelskap. Maar ek sal sê daar's soos twee goed en dit gaan eintlik hand aan hand. En een ding is om te wees wie Jesus was op die aarde, om te wees wie jou identiteit as 'n kind van die Here is. Ek dink daai is die belangrikste. Ek voel met my hele hart dat die beste vorm van disippelskap om iemand anders te leer van Jesus is om deur te wys oor hoe jy lewe, om nie hulle fisies te preek of hulle fisiese reëls te gee of sulke goed nie. My vorm van, of wat ek dink is regtig net, wees net jouself met verhouding met God. Ek dink daai is regtig die grootste ding, en die ding wat hand in hand met dit gaan, en ek bedoel dit is die hele Nuwe Testament, is dit is die hoof, die kern van alles, is liefde. Liefde maak, laat alles swaai. Liefde is die ding wat regtig wen. Liefde is die ding wat wen. En dit is so mooi vir my as mens gaan kyk hoe Jesus geoperate het. Alles was net in liefde. Ek bedoel, die Bybel sê sy vreugdeolie was baie groter as almal oor hom, so hy was altyd joyful, en hy het altyd liefde getoon. En as ek 'n versie mag aanhaal, in Luke 7 vers 11 to 15, as mens daai gaan lees in Lukas, dit is so mooi. Dit vertel van Jesus wat aankom in 'n dorp, en toe hy aanstap in daai dorp, is daar 'n vrou, sy's haar man is dood, so sy's 'n weewenaar. So daar's hierdie vrou, en haar seun is oorlede. En daarso hulle dra die seun daar die kus uit. En hierso is 'n stuk in Engels wat Jesus nou inkom. Nou obviously het Jesus geweet, hoor hierso, hy gaan daai seun laat uit die dood uit opstaan. Maar hier's die kern van dit.
Hy sê toe hy instap, as mens nou die New Living Translation lees, as hy daar instap, sê hy vir of sê die vers and his heart went out. And his heart went out. Ek bedoel terwyl hy weet hy gaan daai seun uit die doodheid laat opstaan, gaan sy hart nog steeds na daai vrou toe wat seer het oor haar kind wat dood is. Nou ek bedoel hy kon maklik net ingestap het en gesê het hoor hierso staan op en almal gaan te kere en daar gaan hy aan. Maar nee, sy hart gaan oor daai persoon. En dit is wat ek voel is waarlik disippelskap, is ons harte vir die mense. En dit is wat waarlik mense wen. So, ja, dis wysheid. Dankie Andrei. Dankie dat jy dit met ons kom deel het. Dankie dat jy jou hart met ons kom deel. Dankie vir jou bydrae tot die kerk, tot die bruid van Christus. Ons weet julle werk hard, julle doen 'n klomp goed. Ons weet julle het met die kinderbediening, met die youthbediening is julle groot aan die gang by die skole en die goed. En dis 'n gesprek vir 'n ander dag, maar vandag gaan ek vir jou sê dankie dat jy met ons kom deel het. En dankie dat jy die manne kom vertel het dat dis 'n manne ding om te praat oor Jesus en om 'n disippels te maak en om 'n disipel te wees is 'n manne ding. Ons kan maar daaroor praat manne. Dis 'n manne ding en dankie Andrei. Volgende keer gesels ons weer met 'n ander man. Ek het 'n string manne wat gesê het, maar as jy praat as 'n manne ding is disipelskap, dan wil ons deel wees daarvan. So Andrei, baie dankie, sê groete vir jou vroutjie en dit was 'n voorreg om met jou te gesels. Laaste woord van jou. Geef vir ons nog so een punchline daarso. Geef vir ons nog so iets van Andrei se wysheid. Ja, eerstens dankie weer eens vir die voorreg. Dit was lekker om met hom te gesels. Ek dink die ding wat dit vir mense moeilik maak is ons draai regtig dit net te moeilik maak om 'n verhouding met God te hê. So kom ons kom net terug by die basics en wees normale mense. Dit is so lekker om net normale mense te wees. En net gou laas een getuienisie wat ek wil gee en dan is ek uit ons hare uit. Ek onthou 'n ding wat my baie gepla het is omdat ek nie genoeg tyd saam met God spandeer nie. En dit was my regtig 'n groot ding en die dag as ek tyd saam met hom spandeer, dan sê ek my half sleg omdat ek nie genoeg tyd saam met hom spandeer en ek onthou die een dag sê hy vir my Andrei, besef jy ek is buite tyd. Ons dink nou omdat jy nou een keer 'n week of een keer 'n maand of whenever nie met hom tyd spandeer nie, laat dit nou, ek bedoel dit is rof, maar God is buite tyd en hy sê vir my is 'n dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos 'n dag. So hy worry nie wanneer ons met hom tyd spandeer nie. Doen dit net. Cool man. Ek like dit en ek resoneer daarmee. Dankie Andrei. Dis 'n manne ding. Volgende keer weer terug met 'n ander man. Dis 'n voorreg om met jou te kon gesels op dis 'n manne ding en te vertel dat dit cool is om te praat van Jesus en disipelskap. Totsiens Andrei. Totsiens almal.